as julle nie my volk laat gaan nie, gaan al julle eersgeborenes, dit beteken die oudste persoon, gaan almal vannag sterwe. En toe roep hy die volk by mekaar. Hy roep die hele Israeliese volk by mekaar, die Joodse volk, en hy sê vir hulle, die engel van die dood gaan vannag die hele land besoek. Hier is vir julle beskerming. Julle moet 'n lammetjie sonder gebrek vat. En julle moet die lammetjie slag, en julle moet die bloed vat, en die bloed moet julle aan die deurkosyne smeer. Dan gaan die engel van die dood by julle verbygaan. Is hierso getroude man en vrou met een of meer van hulle kinders hier op die kamp? Steek gou op julle hande. Getroude ma en pa, kom hier gou hierso. Bring jou vrou en jou kind hierso. Nee, is julle nie hier nie? Is hier van julle wat getroud is, wat die man en die vrou en die kind is hierso? Nee, nou dan moet ons nou sommer gou so 'n spannetjie opmaak. Kom jy gou hierso en kom jy gou hierso. Right. Hierdie is jou vrou en daar is jou vrou. Staan jy daar? Waar is die jong manne? Kom jy hierso en kom jy hierso. Kom hierso. Jy is hulle kind. Jy is hulle kind. En jy is hulle kind. OK. Pa, ma, kind. Pa, ma, kind. Twee families. Hierdie twee families gaan nou doen presies dit wat Moses nou vir hulle gesê het. En hierdie pappa, jy moet nou jou lammetjie slag, en daar is die deurkosyn, skuif 'n bietjie op, Jerome. Daar is die deurkosyn, gaan slag die lammetjie. Daar is die lammetjie, gaan slag hom. Daar is jou deurkosyn, daar is jou lammetjie, slag hom. Slag die lammetjie, en vat 'n verfkwas en verf hom. Right, hier gaan hulle. Daar verf hulle op die deurkosyne, gee hom nog sommer nog 'n double coat, nog 'n coat. Net vir in case. Right, nou is dit klaar gedoen. Kom terug. Right, hulle het nou gedoen wat Moses gesê het. Lammetjie geslag, bloed gevat, aan die kosyn gesmeer. Want wat gaan die doodsengel keer as die doodsengel kom? As hy wat sien, gaan hy nie daarin gaan nie. As hy die bloed sien, gaan hy nie daarin kom nie, né? Right, net ons hier twee families hierso. Nou hoor hulle, dis nou laat in die nag. Papa is die oudste seun van hulle. So vannag moet die doodsengel besoek, en omdat hy die oudste is hy die een wat gevaar staan. En hierdie is hulle oudste seun, hy is ook die een wat gevaar loop. So hierdie twee se lewens is in gevaar. As daai bloed nie werk nie, het hulle moeilikheid. Is dit nie waar nie? Nou hoor hulle, hoe begin die geween? Want onthou, dis die hele land. Dis die hele land. Hulle hoor al hoe die geween daarop staan, uit die Egiptiese laar, uit hulle huise uit. Hoor hulle die mense skreeu, nee, nee, nee. En die mammas huil en hulle hoor dit. En hulle weet, hier is die doodsengel besig om ons te besoek. En nou hierdie drie. Nou sê mamma, julle, dink julle ons het genoeg gedoen? Dink julle ons het genoeg gebid, dat hierdie engel by ons kan verbygaan? Hoe dink julle ons het genoeg goeie dade gedoen? En die seun sê, papa, ek was nie verlede week in die kerk gewees nie. Papa, ek is vreeslik jammer, ek was nie in die kerk gewees verlede week nie. En die pa sê, ek is ook net so jammer, want ek het nie genoeg goeie dinge gedoen in die kerk hierdie week nie. En hulle is bekommerd, want hulle is bang. Hy engel gaan nog steeds hier verbykom. Jy sien? Hulle kyk na hulle self. Maar hierdie familie, hierdie papa, al wat hulle doen, hulle dans, hulle juig, hulle jabula. Die bloed, die bloed, die bloed, die bloed bewaar ons, die bloed beskerm ons, die bloed beskerm ons. Kan julle sien die verskil? Sien julle die verskil?
Hierdie familie wil nog ietsie doen. Hulle wil nog help. Hulle kyk na hulle self. Hierdie familie kyk nie meer na hulle self nie. Hulle weet ons is nie waardig nie. Hulle weet ons is sonde, maar hulle kyk na die bloed. Die bloed is wat hulle gaan red. Verstaan julle? Dankie julle ouens, julle kom ons gee vir hulle 'n hande klap. My broer en my geliefde suster, dit is net die bloed en die geloof in die bloed alleen wat vir jou gaan red. Net die bloed van Jesus wat vir jou vergifnis gekoop het aan die kruis en niks anders nie. Niks van jou goeie werke nie. Dis Jesus en Jesus alleen. Jy kan nie help nie, jy kan niks byvoeg by dit nie. Jy kan nie probeer om die Here nog te help nie. Jy moet jou vertroue plaas in die bloed, nie in jouself nie. Nou baie van ons het in die verlede probeer om ons vertroue in onsself te plaas. Ons het na onsself gekyk, né? En gedink, my goeie dade gaan my in die hemel kry. Ons het nou hierdie naweek geleer, dat jou goeie dade kan jou nie in die hemel kry nie. Net alleen daai gesig, wat ons daar sien, daai een, wat vir my gesterf het, vir jou gesterf het. Net hy alleen, is al, wat vir jou en vir my in die hemel gaan kry. Nou julle, geloof